Goeiemôre broers en susters en welkom by 'n nuwe en opwindende tema in Koffie vir jou siel. Ons titel vir vandag, die vuur wat nie geblus kan word nie, en ons tema, bloedgetuies en baanbrekers vir Jesus. Vir maande reeds het ons derentyd stadig aan die waarheid gedrink en God toegelaat om ons harte sag te maak en ons innerlike wêreld te vorm. Maar vandag tree Koffie vir jou siel 'n nuwe seisoen binne. 'n Seisoen van heilige konfrontasie en heilige dapperheid. En nou nooi die Gees ons uit om iets sterker te drink. Om in die oë te kyk van diegene wat die hoogste prys vir hul geloof betaal het. En onsself af te vra, watter soort disippels ons wil word. Dit is nie 'n afwyking van ons reis nie. Dit is die natuurlike volgende stap. Van troos na oortuiging, van besinning na vasberadenheid. Sedert die begin is die verhaal van ons geloof in vuur geskryf. Nie die vuur wat vernietig nie, maar die vuur wat openbaar. Die soort wat blootstel wat 'n persoon werklik glo wanneer alles anders weggestroop word. Oor die eeue en kontinente heen het gewone mans en vroue voor konings, oproeriges, gevangenisse en vlamme gestaan met 'n moed wat alle verstand en verduideliking te bowe gaan. Hulle was nie vreesloos omdat hulle sterk was nie. Hulle was vreesloos omdat Christus vir hulle meer werd was as die lewe self. Hierdie reeks nooi jou uit na daardie tipe vuur. Nie om daardeur verteer te word nie, maar om daardeur wakker gemaak te word. Die bloedgetuies het nie gesterf omdat hulle die dood liefgehad het nie. Hulle het gesterf omdat hulle Jesus meer liefgehad het as enigiets wat hierdie wêreld kon bied of bedreig. Hulle verhale is nie oorblyfsels van die geskiedenis nie. Hulle is spieëls wat voor ons eie harte gehou word en ons vra wat ons werklik glo, wat ons werklik waardeer en waarvoor ons werklik bereid is om te lewe. Die sleutelvers vir vandag kom uit Daniël 3 vers 16 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Die oordeenking vir vandag, die vuur wat nooit uitdoof nie. Die verhaal van bloedgetuies begin nie met die vroeë kerk nie. Dit begin met Christus self. In Getsemane het Jesus gekniel onder die gewig van 'n taak wat hom alles sou kos. Verraai deur 'n vriend, verlaat deur sy disippels, geslaan, bespot en gekruisig. Het hy gewillig die lyding aanvaar. Hy kon met 'n enkele woord ontsnap het, maar hy het gehoorsaamheid bo oorlewing gekies. Liefde bo selfbehoud en opoffering bo sy eie veiligheid. Sy dood was nie 'n toeval uit die geskiedenis nie. Dit was die doelbewuste daad van 'n verlosser wat sy lewe afgelê het sodat die wêreld kon lewe. Na sy opstanding het alles verander. Dieselfde disippels wat eens in vrees weggekruip het onwrikbare getuies geword, bemagtig deur die Heilige Gees. Hulle het die evangelie tot aan die eindes van die wêreld gedra, ten volle bewus daarvan dat hulle gehoorsaamheid hulle hul lewens sou kos, en dit het. Een vir een is hulle gevange geneem, gemartel en tereggestel, nie omdat hulle die dood gesoek het, maar omdat hulle geweier het om die een wat die dood oorwin het,
te ontken. Hulle het die opgewekte Christus gesien en daardie visie het hulle vreesloos gemaak. Ons kultuur vier helde wat sterf om ander te red, maar ons sukkel om bloedgetuies te verstaan wat sal sterf eerder as om Christus te verloon. Maar die skrif gee ons die deur na die waarheid. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Bloedgetuies is nie slagoffers van tragedie nie. Hulle is getuies van 'n groter werklikheid. Soos Sadrag, Mesach en Abednego staan hulle voor die vlamme en verklaar: ons God is in staat om ons te red. Maar selfs al doen hy dit nie, sal ons nie voor ander gode kniel nie. Hul dapperheid is nie gewortel in roekeloosheid, maar in oortuiging. Die onwrikbare sekerheid dat Jesus meer werd is as die lewe self. Hierdie reeks is nie geskryf om hul dood weg te verduidelik nie, maar om hul geloof te eer en om joune aan te vier. Elke bloedgetuie, van die apostels tot Bonhoeffer, van die vroeë kerk tot die gelowiges van vandag, het geleef met 'n heerlikheid wat ons desperaat nodig het. Dat die ewige lewe nie 'n verre hoop is nie, maar 'n huidige sekerheid. Hulle het nie die dood as 'n einde gesien nie, maar as 'n transaksie tot die ewige lewe. Hulle het uit die vlamme met heerlikheid getree, uit die swaar dood na die teenwoordigheid van die een wat hulle liefgehad het. Hul verhale is nie bedoel om ons te intimideer nie, maar om ons wakker te maak. En jy mag dalk nooit gevra word om vir Christus te sterf nie, maar jy word gevra om vir hom te lewe. Elke dag staan jy voor die keuse waarvoor hulle te staan gekom het. Sal jy kniel voor die druk van die wêreld, of sal jy getrou aan Jesus staan? Mag die moed van die bloedgetuies en die baanbrekers jou vasberadenheid versterk, terwyl jy deur hierdie verhale reis. Mag hul toewyding ons selfvoldaanheid bloot lê, en mag hul geloof jou daaraan herinner dat die evangelie jou lewe werd is, want die een wat sy lewe vir jou gegee het, is alles werd wat jy het om te gee. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die verhale van die bloedgetuies en baanbrekers is nie bedoel om ons in verwondering oor hul krag te laat, maar in verwondering oor die Christus wat hulle versterk het. Hul dapperheid is nie gebore uit buitengewone persoonlikhede nie, maar uit doodgewone gelowiges wat een ding in hul harte gevestig het: Jesus is alles werd. En dieselfde Christus, die een wat saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gestaan het, leef nou in jou. Jy mag dalk nooit 'n oond of 'n swaard in die gesig staar nie, maar jy sal oomblikke teekom waar jou trou aan Jesus getoets word. Oomblikke waar kompromie makliker voel as oortuiging. Oomblikke waar om stil te bly veiliger voel as om die waarheid te praat. Of dalk oomblikke waar gemak harder fluister as jou roeping. Dit is in hierdie alledaagse kruispaaie dat die nalatenskap van die bloedgetuies jou uitnodiging word. Sal jy leef vir die een vir wie hulle gesterf het? Hul lewens herinner ons daaraan dat geloof nie bewys word in die afwesigheid van druk nie, maar in die teenwoordigheid daarvan. Hulle het standvastig gebly omdat hulle verby hierdie wêreld gekyk het, en jy kan ook. Dieselfde Gees wat hulle aangemoedig het, bemagtig jou nou om standvastig te wees, te praat wanneer jy moet, lief te hê, te vergewe
te verdra en te skyn in 'n wêreld wat die hoop wat jy dra desperaat nodig het. So, terwyl jy hierdie oordeenking afsluit, laat hulle getuienis jou roepstem word. Laat hulle vuur jou eie vuur aansteek. Laat hulle offer 'n heilige vasberadenheid in jou aanwakker. En mag jy vandag instap met 'n dapperheid wat nie uit jou eie krag kom nie, maar van jou verlosser. Die een vir wie dit die moeite werd is om te leef. Die moeite werd is om voor te staan. En die moeite werd is om alles voor te gee. Jy mag dalk nooit gevra word om vir Christus te sterf nie, maar vandag word jy genooi om vir hom te leef, met dieselfde onwrikbare toewyding. Kom ons bid saam. O Here Jesus, U is die een wat lyding ingetree het met liefde in die oë en gehoorsaamheid in die hart. U is die lam wat die kruis gekies het, terwyl U ontsnapping kon kies. Vandag, terwyl ek in die skadu van U offer staan en in die voetspore van diegene wat alles vir U naam gegee het, vra ek U om dieselfde moed in my te wek. Here, stroop elke vrees weg wat my stilhou, elke kompromie wat my getuienis verswak en elke troos wat my toewyding verdoof. Leer my om met die heerlikheid te leef wat die bloedgetuies gedra het, die sekerheid dat U meer werd is as my reputasie, meer werd is as aanvaarding, meer as my veiligheid, meer as die lewe self. Laat hulle verhale my nie net inspireer nie, maar my transformeer. Heilige Gees, vul my met die vrymoedigheid wat gewone mans en vroue in onwrikbare getuies verander het. Versterk my vasberadenheid om vir die waarheid te staan wanneer dit my iets mag kos. Gee my 'n hart wat my vyande vergewe, 'n hart wat bid vir diegene wat my teestaan en selfs 'n hart wat diegene liefhet wat my verkeerd verstaan of sleg behandel. Laat my lewe dieselfde genade weerspieël wat uit die kruis gevloei het. Vader, ek mag dalk nooit gevra word om vir Christus te sterf nie, maar vandag kies ek om vir hom te lewe met onwrikbare toewyding. Maak my getrou in die klein toetse, sodat ek getrou kan wees in die groot toetse. Laat my lewe brand met dieselfde heilige vuur wat die bloedgetuies onderhou het. 'n Vuur wat nie verdoof kan word nie kniel nie en nie breek nie. Here, U is my hele lewe werd. Versterk my om standvastig te wees, bemagtig my om U te volg en laat my dae op aarde die dapperheid weerspieël van diegene wat voor my gegaan het. In U naam bid ons dit. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Openbaring 12 vers 11. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Hierdie vers openbaar die geestelike dryfkrag agter elke bloedgetuie se moed. Hulle het nie deur krag of strategie oorwin nie, maar deur die voltooide werk van Christus en hul onwrikbare belydenis van hom. Hul oorwinning was nie daarin om die dood te ontvlug nie, maar om te weier om toe te laat dat die dood hul trou aan Jesus stilmaak. Dit is die hartklop van bloedgetuies, 'n liefde vir Christus wat swaarder weeg as die instink vir selfbehoud. Die volgende vers kom uit Filippense 1 vers 20 tot 21. Dit is my vurige verlange en daarna sing ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe
is vir my wins. Paulus vang die denkwyse vas wat elke bloedgetuie gevorm het. Die lewe is 'n geleentheid om Christus te vertoon en die dood is bloot die deur na die teenwoordigheid van hom. Wanneer Christus die hoogste skat word, verloor vrees sy greep. Of hy nou leef of sterf, die gelowige se doel bly dieselfde, om Jesus te verheerlik. En dan die laaste vers kom uit Hebreërs 10 vers 32 tot 34. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Die vroeë gelowiges het vervolging nie met wanhoop verduur nie, maar met vreugde, omdat hulle verder as hierdie wêreld gesien het. Hulle moed het gevloei uit 'n diepe sekerheid dat die hemel werklik is, die ewigheid naby is en Christus enige aardse verlies werd is. Hierdie vers herinner ons daaraan dat die krag van die bloedgetuies gewortel was in 'n hoop wat nie van hulle weggeneem kon word nie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.